Die tweede kragtige gebeurtenis wat plaasvind toe Jesus sterf, is eintlik ook bonatuurlik. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom, maar hoor hierso, dit staan geskrywe in Matteus 27, vers 50. Maar Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste uitgeblaas. Op daardie oomblik het die swaar gordyn in die tempel in twee geskeur van bo tot onder. Van bo tot onder. Wat is die simboliek hiervan? Hoekom het dit gebeur? Toevallig? Nee. Hierdie is 'n kragtige profetiese woord vir my en vir jou in hierdie Paastyd. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Interessant dat hierdie gordyn pers, purperrooi en bloedrooi was en hulle het baie sterk stowwe gebruik. Hulle het die stowwe getoets voor die tyd. 2 osse kon hierdie stowwe nie stukken skeer nie. Met ander woorde, en dan het hulle hom van baie laag gemaak. Op die ou ende kon 14 osse aan weerskante nie hierdie gordyn skeer nie. Dubbele stuk met gerubs voorop. Pragtig, dik, swaar, met glad nie, oop nie, jy moes bonatuurlik in beweeg of onderdeur kruip op jou knieë as jy binne in wou gaan. En dit skeer, Jesus skeer hierdie gordyn, van bo tot onder. Van onder af iets te skeer is maklik, maar gaan skeer iets van bo af. En hierdie gordyn wat eintlik onskeerbaar was, word in flarde geruk. En weet julle wat, boeties en sissies, God is nie meer daar nie. Die oomblik toe hierdie gordyn skeer, toe verlaat God die Allerheiligste. Die Jode staan nou nog by daai muur en bid, maar God is nie meer daar nie. Waartoe is hy? Wat sê dit vir my en jou? Het ons nog nodig om na 'n plek toe gaan? En dis die eerste ding is, hy verlaat die plek waar hy gewoon het. Hy bly nie meer in 'n plek nie. Hy bly nou in mensharte. In jou hart. Hy sê dit, jou liggaam word nou sy tempel. Jou hart word die Allerheiligste waar hy gaan woon. Ek kan nie verstaan dat mense nog na plekke en na mense toe gaan om by God uit te kom nie, terwyl God eintlik beskikbaar is en in jou hart laat woon. Jy moet hom net gaan soek binne in jou hart. Jy moet eintlik net vir hom sê, Here, ek maak my gees en my ore en my siel, my gedagtes oop vir U. I don't have to go and look for it someplace. Dit is nie so dat sekere plekke heiliger is as ander plekke nie. Dis waar mense, kinders bymekaar kom, waar God dan is. En ek dink nie ons verstaan dit nie. Ons krabbel altyd terug na geboue toe. Ons krabbel terug na 'n plek toe. Ons krabbel terug na iemand, na 'n hoëpriester toe wat namens ons 'n offer moet bring. Eenmal 'n jaar kon hulle maar net in die teenwoordigheid van die Here. Nou sê die Here, jy het vrye toegang elke oomblik van die dag. Is dit nie 'n wonderlike, kragtige ding wat gebeur met die opstanding? Dis wat Jesus vir ons kom bewerkstellig het. Dis wat die opstanding vir ons sê. Vrye toegang. Ek baan vir die hemel. Ek maak 'n pad oop na die hemel. Kan ek vir julle lees in 1 Korintiërs 6 vers 20. Kyk net bietjie wat staan hierso. Daar staan geskrywe dat jou liggaam nou sy tempel is en dat hy daar woon. Is dit nie wonderlik nie? En hy vra nie of jy skoon is en of wie jy is nie. Hy sterf vir die mensdom se sondes. Ook vir joune. Jy het vrye toegang. Jy kan na hom toe gaan. Weet julle, vrye toegang en 'n nuwe woonplek
In Romeine 5, luister bietjie wat staan hier. Ek wil dit tog vir julle lees. Romeine 5, ek het hom hier uitgehaal. Hoor bietjie wat staan hierso. As mense wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Deur Jesus Christus het ons, deurdat ons glo, toegang, vrye toegang verkry tot hierdie heerlike posisie van genade, waarin ons nou ons bevind. Ons jubel, vol verwagting oor die heerlikheid wat God aan ons gaan gee en alreeds gee. Is dit nie 'n absolute wonderlike ding nie? Christus kom gee vir jou vrye toegang. Ek wil afsluit en ek wil vir julle sê, vrye toegang beteken eintlik 'n baie diep ding, en dit staan geskrywe in Hebreërs. Kom ek lees dit net kortliks vir julle. Hebreërs staan hierdie pragtige woorde geskrywe. Hebreërs 10 vers 19. Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Hy het hierdie nuwe lewendgewende pad wat deur die binneste voorhangsel tot by God gaan vir ons oopgemaak deur vir ons te sterf. Wat meer is, ons het 'n groot priester wat toesig hou oor die huis van God. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja, voor God met 'n opregte hart en 'n absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Kom ons hou styf vas aan hierdie hoop. Hier kom die Here en hy sê, maar jy kan kom. Jy's besprinkel met die bloed van die lam. Kom in my kind, vrye toegang, kom in die allerheiligste in. Nie mense nodig nie. Die hoëpriester sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy nou is in die hemel. En die Heilige Gees kom skrop 'n nes binne in jou hart, en hulle drie saam vat jou in die allerheiligste in, net vir jou. Is dit nie wonderlik nie? God se opstanding bewerkstellig dit vir jou. Klou jy nog aan 'n plek en ek is nie goed genoeg nie? Nee. Opstanding Sondag. Die voorhangsel het geskeur. Amen.